Ons sing hierdie ou liedjie, I love that man of Galilee, for he has done so very much for me. He took away my sins, and he filled me with his Holy Spirit. Ek kan nie op die regte woorde presies kom nie. Terwyl ek vanmôre wakker word, en ek die Here met my praat, en eintlik al gisterand, en 'n baie bekende gedeelte in die woord van die Here ook. Maar ek wil net so ietsie anders daar uithaal vanmôre. In Handelinge 1, vers 4 tot 8. En ek kan saam met ons dit lees, en ek gaan so vir 'n wyle by dit stil staan, maar voor ek by dit kom, ons kom agter dat al hoe meer manne en vroue poog om 'n naam te maak. As jy daarom op sosiale media gaan kyk, en jy sien hoe dat die mense, hierdie een wil hardloop, ek die ander dag wat ek gesien het was, 'n ou wat, hy kom so aangehardloop, ek tog, wat is hierdie ou, hy kom hier op hierdie videoetjie aangehardloop, en hy voorkom, toe sê hy, stop, moenie verby skrol nie, stop, laat ek gou vir jou kan bid. En daar is nie 'n fout met dit nie. En ek het nie 'n pyn as iemand doen nie. Maar weet jy wat kom ek agter nou aan die dag, toe sê iemand vir my, ek het 'n publieke blad op Facebook, en ek het so 30,000 followers. Ek is bekommerd met dit. Ja, amen. Want ek het 30,000 followers. Ek is nie veronderstel om volgelinge te hê nie. Ek is veronderstel om 'n kind van God te wees, amen, en mense te lei om Jesus te volg. Die mens streef om dinamies te wees. Hulle loop kursusse. Hulle soek maniere om beter te kan praat, om hulle beter te kan uitdruk. En ek wil vir u sê, ek het dit vir u genoem, ek was 'n baie swak Afrikaans en Engelse leerling by die skool. Dit was my swakste vakke op skool. Vir die blote rede, as dit kom by toesprake en voorsprake en al daai goed, het ek nie gepraat nie. Ek sou eerder die klas bank, as om nie 'n speech te doen nie. Maar die dag, toe Jesus sy hand op my druk, toe gaan dit nie oor die dinamika van 'n persoon nie. Toe gaan dit oor die dinamika van die Heilige Gees. En ek wil vanmôre met u so 'n bietjie praat oor 'n onderwerp wat ons absoluut maar moet maar begin kyk. Dinamika is nie die ware krag nie. Menslike vermoëns is nie die krag wat ons benodig nie. Jy kry mense met baie potensiaal. Jy kry mense wat vir jou kan praat. Hulle is voorbereid. Ek luister net na my kleinkinders, en as ek hoor hoe hulle voordragte doen, en wat is hierdie redenaars en hierdie goede, en ek sien hoe daai kinders lange speeches praat, hulle klink soos professionele mense. Dan wonder ek, waar kom ons vandaan, Pastoor Christo? Daar is 'n ou gesegde wat gesê, baie deur Stellenbosch gekom, baie van ons het deur die Bloemfontein gekom. En ek wil vir u sê, ek dank die Here, weet jy hoekom? By die universiteit kry ons menslike kennis. Ons kry teologiese kennis. Maar ek wil vir jou sê, as jy by die Bloemfontein kom, dan kom jy by die samelet. Dan kom jy by die krag van God se Heilige Gees uit. En dis waaroor ek net vinnig vanmôre by u wil stil staan. En ek wil net gou, wanneer ons dis baie bekend, en ek gaan nie preek oor vers 8 so erg nie, wat almal ken wat sê, jy sal krag ontvang en dan, ek wil net lees net saam met my hierdie, en ons gaan ons net so 'n oombliekie by dit stil staan. Handelinge 1 vers 4, dankie lê. Hy sê, en toe hy nog saam met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie na Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. En die wat by mekaar gekom het, vra toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Kyk gou hier. Jesus, die Seun van God, hulle stap met hom vir 3 jaar.
Vir 3 jaar leer hulle. En hier draai hulle nog om. Nadat Petrus gesê het, U is die meester, U is die seun van God, U is die erkende, U is die Jesus. Vra hulle vir hom toe hy die dood opgestaan het, en ek verstaan seker hoekom het hulle die vraag gevra. Want toe Jesus uit die dode opgestaan het, toe is dit 'n teken van 'n bonatuurlike krag. En in daardie jare was hulle onder die Romeinse regering, en die Jode was verdruk en vervolg, in baie opsigte. En ongelukkig het die kerk van daai tyd nie baie mooi saamgewerk nie. Hulle het hulle eie mense vervolg. Hulle het hulle eie mense benadeel. Want ongelukkig wou hulle die aansien gehad het. As jy so 'n bietjie in die geskiedenis indaag, dan kom jy agter die priesters en die hoëpriesters en al die manne was absoluut in hulle self gesentreerd gewees. En toe Jesus op die toneel verskyn, toe word hy vir hulle moeilikheid. Toe sien hulle baie oorlog. Toe sien hulle dat hierdie man gaan hulle benadeel in hulle posisies. En hulle het alles gedoen in hulle vermoë om hom te stop. En hulle het hom gestop vir 3 dae. En nooit weer daarna kon iemand hom stop nie. Maar hier staan die disippels. Hulle erken hom in sy almag. Maar tog vra hulle om hierdie vraag. Hoor gou wat vra hulle dan. Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oplig? Here, gaan U die man wees wat Israel se lot gaan verander? Gaan jy die persoon wees wat op die troon van Israel en van die Jode gaan sit? Gaan U die man wees met die menslike sektor, met die menslike gesag, en gaan U ons land in 'n nuwe perspektief invat? Kom ons praat in moderne taal. Here, gaan U ons help om die ekonomie weer reg te kry? Here, gaan U help om die godsdienst wat hulle die skole uitgehaal het weer terug te kry? Hulle vra hierdie vraag. En hulle vra dit menslikerwys, want hulle dink menslikerwys. Maar Jesus antwoord hulle in die volgende skrif, en hy sê, dit kom julle nie toe om die tyd of die geleentheid te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Jesus sê eintlik vir hulle hierso, bemoei julle by julle eie sake. Bemoei julle met wat julle voor geroep is. En ek wil vir u vandag iets sê. Oor vind jy dit uit. Almal bemoei hulle met almal se sake. Ja, dis waar. Hierdie een wil vir daai een sê wat om te doen. En daai een wil vir daai een sê wat om te doen. En daai een wil so maak en daai een wil so maak. En hierdie een wil dit. En almal wil mekaar vertel wat om te doen. En as jy op Facebook net gaan kyk en op sosiale media gaan kyk, ekskuus, ek staan net bietjie by dit stil. Dan kom jy agter hoeveel perfekte politikuste antwoord op enigiets wat gebeur in die politiek. Hulle het antwoorde vir die, hulle het antwoorde vir daai, hulle het antwoorde vir dit, hulle het antwoorde vir dat. Ek gaan jou vanmôre skop deur vir jou te sê, dis God alleen wat konings aanstel en afstel. Dis God alleen wat die verandering kan bring. Geen mens nie. Ek kan my opinie en ek kan my siening kan ek aan mense oordra, maar dit gaan nie verander nie. Jesus sê vir die disippels hierso, baie duidelik, hy sê dit kom julle nie toe nie, om te weet wat die geleenthede is wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Ons moet net vir 'n oomblik net stil raak, en net begin besef, dat God se plan is die regte plan. En die volgende skrif wat baie wel bekend by ons almal is, sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En ek gaan net daar stop wat dit betref. Maar ek wil vanmôre ernstig met u net 'n bietjie praat oor die Heilige Gees. Want jy sien, dit was Jesus se opdrag, kortom vir sy disippels, kortom vir sy kerk. Hou op om julle te bemoei met wat julle nie aangaan nie. Hou op om te stry en te veg oor goed en soek die ware krag van God. Amen. As ek vanmôre in ons 25 jaar kan stilstaan en ek kyk terug in die bediening, dan wil ek vir u sê, ek het dinamiese figure gesien. Maar ek het ook gesien hoe dinamiese figure uitsak langs die pad.
En dan vra ek myself af, Here, hoekom het jy hierdie ou stout seentjie gevat en hom genade betoon om stande te bly? Wat is die oorsaak van dit? En al wat ek by kan kom is dat ek maak soveel staat op die Heilige Gees. Want ek weet vanmôre, ek kan nie sonder hom gaan nie. Ek kan nie my lewe eers indink sonder hom nie. En dit is groot belang dat u en ek vanmôre net sal vir 'n oomblik stil staan by hierdie lering. En net vanmôre sal besef dat Jesus het 'n belofte gemaak. En sy belofte is nog steeds van krag vir die dag waarin ons is. Ons het nagmaal vanmôre. Want dit was deur Jesus ingestel. Maar aan dieselfde tyd het hy vir hulle gesê, ek stuur vir julle 'n trooster. Hy het gesê, julle moet die nagmaal geniet en julle moet dit doen so dikwels moontlik as wat julle kan doen. Doen dit op my nagedagtenis. Maar hy sê dieselfde asem, my Gees sal met julle wees tot aan die volëinde. En net so belangrik soos dit die nagmaal vir ons is, so belangrik is dit dat elke kind van die Here vanmôre sal stil staan en sal sê, Here, ek het die Heilige Gees van God nou meer as ooit van tevore het ek dit nodig. Die kerk van die Here het die Heilige Gees meer nodig as wat ons ooit gedink het. Ons het hom nodig. Ag, draai net gou eendag langs jou. Moenie so moeg lyk vanmôre nie. Sê net vir ons die Gees van die Here nodig. Seën die eendag langs jou gou met so 'n bietjie vuur van die Heilige Gees. Sê dit, Here, send a new touch of fire on their souls, Lord. Send it now, send it down. Here, dat het so sal wees. Johannes 14:16 bid Jesus. En hy sê vir die disippels, hy sê, ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid. En dis hier waar ek wil stil staan. Ek wil stil staan by die benaming van die Heilige Gees, die woordjie trooster. En ek wil vir jou vanmôre sê, mag hierdie boodskap, mag hierdie gedagte vanmôre in jou hart insink. Amen. En jy kan die notas by my kry op, met liefde. Die woordjie trooster in Grieks, hy het as 2 betekenisse van hom. Die een is paralaleo. Dit is nie 'n leipara nie. Ek wil nie nou daar dink nie. Dis die Griekse woord, paralaleo. Dit beteken die volgende. Letterlik om iemand langs aan jou in te roep. Letterlik om te bring te sê, hier staan jy langs my. Die tweede betekenis is om saam met jou onder jou las in te gaan. Die vrag wat jy dra. Sê die woord van die Here, en as jy die woord gaan naslaan, dan kom jy agter, hy sê, ek wil saam met jou, die Gees van God wil saam met jou onder jou drukte ingaan. Hy wil saam met jou onder daai juk wat op jou lê, wil hy insakke en hy wil jou oplig. Dis hoekom hy daar is. Dis die betekenis, dis die bedoeling van die Heilige Gees. Maar dit beteken ook om die drukte van al die gewig wat op jou is, op te lig. Hoekom is jy so beswaard vanmôre? Ek weet nie wat hierdie week van my inhou nie. I don't care. Want ek weet, hier's iemand wat saam met my gaan bukke. En as die las druk, dan druk hy saam af onder toe. En elke keer as hy onder my las in beweeg, dan lig hy my op. Dan tel hy my op. Kind van die Here, Jesus het gesê, ek sal julle nie wees agtergelaat nie. En hy het baie tyd gesê in die skrifgedeelte, ek sal my trooster stuur. Hy gaan by julle bly tot aan die einde toe. Laat hom net weer toe om saam met jou onder jou laste in te sak en jou op te lig. Dit beteken ook die volgende, met die volgende naam is Parakletos. En dit beteken iemand wat geroep word om langs iemand anders te staan, soortgelyk wat ons nou gesê het. Maar dit beteken ook iemand wat geroep word wat jou kant kies en jou saak vir jou kan verdedig. Halleluja. As ek net aan die woord dink waar Paulus gesê het en oor die salwing te sê, die salwing sal julle leer en hy sal julle onderrig.
En hierdie is verskriklik belangrik, die 4de punt, die 3de punt hier sê, dis iemand wat ingeroep word om jou van hulp te wees en altyd byderhand sal wees met sy raad. Die 4de een, dis iemand wat geroep word vir sy krag, vir sy sterkte, soos wat jy dit nodig het. Weet jy dat ons dink dat die Heilige Gees is 'n brandweerman? Ek het dit baie keer gesê al die jare. Pastore wil oral te rondhardloop en vure doodslaan. Want dan sien jy een kwaad vir daai en daai en vir daai en daai en vir daai en dan moet hy, en dan sê ek kom en sê, die Here het my gehelp. Ons kon die saak deurkry. Wil jy iets gou vertel? Die Heilige Gees van God is nie daar om vure dood te slaan. Hy is daar om vuur aan die brand te steek. Hy is daar om nuwe lewe te bring. Hy is daar om nuwe oorwinnings te gee. Hy is daar om in te stap by plekke en sy krag wat jy nodig het, net vir 'n oomblik op te tel en dit net op te dra. Ek wil vir u net lees, ek is baie lief vir die Amplified Bible, want hy het altyd sulke insetsels. Hoor wat sê hy oor dieselfde skrif in Johannes. I will ask the Father, He will give you another comforter, a counselor, a helper. He will give you an intercession, an advocate, a strengthener, and a standby. Hy sê, and he may remain with you forever. Wat sê hy hier? Ons is nou maar so lief om vir elke oomblik in ons lewens te dink dat die Here is net daar om my te help wanneer ek in die moeilikheid is. Die Here is, die Gees van die Here is net daar. As dit by my druk, of as ek 'n antwoord soek, ek sal nie vergeet hoe 'n jong man my jare terugbel oor 'n saak. Hy vra my pastoor, bid saam met my oor die saak en ek bid saam met hom. Terwyl ek saam met hom bid ernstig oor die saak en die Here wys my en die Here sê vir my, sê vir hom, hy moet dit nie doen nie. En ek praat met hom en ek sê vir hom, jong man, jy moet nie hierdie pad stap nie. Moenie doen dit wat jy beplan nie. Maar in die tussentyd, toe bel hy 3, 4, 5 ander ouens ook. En hulle bid ook saam met hom. En hy verag die woord wat die Here hom gegee het. Want hy het nie gehou van die woord wat hy gekry het nie. Toe gaan soek hy ander. En toe hy die ander mense se gedagtes skryf, toe doen hy wat almal van hulle vir hom sê om te doen. Die hartseer daarvan was, het was nie 3 maande later nie. Toe verloor hy alles wat hy het. In 'n oomblik. En hy bel my eendag, hy sê vir my oom, hy sê ons verhouding is nie meer dieselfde nie. Toe sê ek, daar's niks fout met ons verhouding nie. Ek sê, al probleem wat ek het, is dat jy maak nie God jou spaarwiel, en jy maak my handdadig aan dit nie. Want jy sien, as die Gees van die Here sê, nee, is dit nee. As die Gees van die Here sê ja, laat dit ja wees. Want hoekom? Hy is 'n trooster. Amen. Hy is 'n bemoediger, hy is 'n comforter, soos die Engelse woord gesê het. Hy is 'n counselor. Wat beteken hy is 'n raadgewer? Hy is die een wat luister, hy is die een wat verstaan, hy is die een wat help. Jy het niemand vanmôre meer nodig. Ek wil nie net gou jou hand opsteek en sê, Here, al wat ons nodig het vanmôre is die salwing en die leiding van die Heilige Gees. Al wat ons vanmôre nodig het, Here, is om in die krag van die sterkte net stil te staan en die volkome te kan geniet. Hy is van hulp en van bystand elke tree van die weg. Maar hy is ook 'n intercessor. Hy is 'n voorspraak, want Jesus self het gesê, die Vader self gesê, hy sê, as ons, die oomblik wat ons nie weet wat om te bid nie, dan stel die Heilige Gees ons te hulp, en hy leer ons wat om te bid, en hy vat ons gebed, hemel toe. Hy is 'n intercessor, 'n voorspraak, die een wat ons saak verdedig, en namens ons tussen beide tree. Ek het baie gevalle gesien, dan kom maar goed op, dan bid ons en sê ons, Heer, hoe gaan ons hierdie saak oplos? Weet jy dat die dag is kom by die punt dat jy nou hierdie saak moet hanteer. En jy stap in daai vergadering of jy stap tussen daai mense in. En by die tweede sinnetjie of die derde sinnetjie wat hulle praat, kom jy agter die Here gee jou so 'n inspirasie. En jy kry die woord van die Here dadelik. Jy kry die woord van die Here en onmiddellik gaan jou brein oop. En jy stap in, wie is dit? Wat is dit? Dis die Gees
van die Here. Dis die salwing van God se Heilige Gees. Hy's 'n versterker, hy's 'n kraggewer. Ek gaan nie vanmôre vir jou preek soos laas Sondag gedink nie, want hierdie is vanmôre van kardinale belang, dat ons sal weet met wie deel ons elke dag. Jy sien, baie keer verstaan ons nie Jesus se bediening nie, en dan wil ons doen elkeen wat ons wil en hoe ons wil. Maar as jy so 'n bietjie gaan stil staan, jy gaan kyk na Jesus se bediening, dan kom jy agter. Jy wip jou te maklik. Jy sê te maklik wat jy wil sê. Jesus was gevloek en gestel, hy het nie 'n woord gesê nie. Deur die jare was die Heilige Gees geminag, maar tog bly hy die trooster, tog bly hy die een wat jou in alle oomblikke gaan bystaan en jou krag sal gee. Ek wil vir u iets sê, hy gee jou nie krag om te beklei nie. Hy gee jou krag om te oorbrug elke moontlike struikelblok wat in jou lewe kan wees. Dis die Heilige Gees. Dis wat sy waard is, dis wat sy dieptes lê. Hy is altyd op standby. As jy hom toelaat om onder jou vrag in te klim, en jy dan toelaat jy jou vir 'n oomblik sal oplig, sal jy agterkom, jy kan nie sonder hom beweeg nie. Jy kan nie sonder hom staan nie, jy kan nie sonder hom praat nie, jy kan nie sonder hom werk nie. Ek het hier my jare, het ons gesien hoe dat die Here met 'n krag en met 'n mag deurbreek in mense se lewens, die oomblik wat hulle net hulle harte verwy en oopmaak vir die leiding van God se Gees. Koning Dawid het dit verstaan. Nadat hy geval het met Batseba, en die profeet Nathan by hom kom en hy vertel hom 'n verhaaltjie en hy sê, wat moet die man doen? Hy sê, moet gedood word. Hy sê, u ook koning is daai man. En Dawid kom onmiddellik agter, hy het verkeerd gedoen. Dawid het verstaan dat hy kan nie sonder God se Gees werk nie. Hy verstaan, hy kan nie sonder die Gees funksioneer nie, want hy skryf op Psalm 51 vers 12, skep vir my 'n rein hart, o God, gee opnuut in my binneste vir my 'n vaste gees, verwerp u aangesig van my nie, en neem u Heilige Gees van my nie weg nie. Ek gaan vanmôre vir u baie eerlik sê, as lede in Christus kerk, die Heilige Gees nie meer gaan akkommodeer nie. Kom ons sê, in alle gevalle, as enige kerk die Heilige Gees van God nie meer ruimte gee nie, sê vir jou, daai kerk word 'n skadubeeld van wat God wil hê hy moet wees. Ek gaan dit reguit sê vanmôre, die wat wil kwaad word, daar buite moet maar kwaad word, die wat ooit hierdie woorde hoor moet maar kwaad word, maar die waarheid is vanmôre, dat God se kerk is gefondamenteer, die eerste Pinksterkerke is gefondamenteer op die Heilige Gees, en nie op die leerstellings van mense nie, nie op die insettings en die doktrines van mense nie, dis gebaseer op die salwing van God se Gees, en as ons dit nie gaan hou nie, gaan ons toemaak. Hoor wat ek hier sê. Ons kan in hierdie kerk dans tot Jesus kom. Maar as dit, ek weet van baie ouens wat ek gehoor het in die jare, Pastor Christo, jy het ook baie gehoor, ons begin in die vlees en ons eindig in die Gees. Ek verskil so 'n bietjie met daai. Want geesvervulde mense leef in die Gees. Hulle begin in die Gees en hulle eindig in die Gees. So ons kan nie dans, dat ons tong sleep op die mat. Maar as ons die Heilige Gees van God beperk, beteken ons koordans niks nie. Ons kan aanbid, en ons kan hande ophef, en ons kan die grootste skouspelle in die kerk lewer. Hoor mooi wat ek vir u sê, God word nie beïndruk met 'n show nie, hoor. Weet jy wat beïndruk die Here? 'n kind van die Here wat sê, Heilige Gees, stap saam met my. 'n man en 'n vrou wat in vennootskap is met die Heilige Gees, dit is wat God beïndruk. Dis wat die Here se hart gelukkig maak. Hoekom? Want dit was sy opdrag in Handelinge 1 vers 8. Julle moet gaan en julle moet gaan wag en julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oorkom. En dan het hy gesê, en julle sal my getuies wees. Reg oor die aarde heen sal julle my getuies wees. Ek wil net gou vir jou sê, daai getuies het 'n baie groot diepte, hoor. Dis nie net die ouens wat die verhaal van Jesus oor vertel nie. Dis ook hulle wat vervolg was vir sy naam, was die getuies van Jesus gewees. Hulle wat gesterf het vir sy naam, was die getuies van Jesus gewees. Ek sal nooit vergeet, jare terug, toe hoor ek hierdie staaltjie van Oral Roberts. Hulle nooi hom na 'n baie groot saamtrek daar iewers in Amerika.
En toe hulle daar instap in dit, toe hulle nou lekker dienste so oor 'n week lank. En daar die Saterdag aand moet hy preek. En die pastoor wat die ding reël sê vir hom, brother, please, the mayor is visiting us tonight. Die burgemeester kom vir ons kuier. Ons hom spes, hy sê eregas in die kerk. Hy sê, we ask you brother, please tune down. Praat ek bietjie sagter, praat ek bietjie rustiger, praat ek bietjie kalmer. En hy sê, I'll try my best, my utmost best. En hy spring op die kansel en toe hy begin praat. Toe probeer hy dit so rustig as moontlik hou. En die volgende oomblik, toe stoot daar 'n wind in sy rug. En hy begin al hoe harder en al hoe opgewonde en al hoe beweesiger begin hy te raak. Want weet jy hoekom? Toe stap die Gees van God saam met hom onder hierdie juk in van bly so bietjie stil. En die Gees van die Here begin daai man op te lig. En toe hom oplig, hy sê ewe skielik, toe sit die pastoor daar agter die preekstoel wat die ding net, en hy begin so omloer, sy oog is die hele tyd op die burgemeester. Hy sê, daai man stop nie, hy gaan net aan. En hoe meer hy aangaan, hoe erger begin die atmosfeer in die kerk te word. En die krag van die Here begin oral, op plekke begin die krag van God uit te spring, en dinge begin te gebeur. Hy sê, die volgende oomblikke, hy sê, toe's daar 'n uitbarsting, en die volgende, hier hardloop, die burgemeester, met sy ou goue kettinge en al sy goede, hardloop na die boedelingsbank toe, en hy val voor die prediker neer, en hy sê van, brother, I don't know who you are. Hy sê, I was born at Pentecost. Hy sê, my mother raised me at Pentecost. Hy sê, I know this language. I need this language. I need the spirit of a holy God. Kyk van die Here, en die tyd geworden, dat hulle weer sal hardloop. Om die salwing van God se Gees te kom ervaar, en te kom geniet. Dit is so belangrik, dat ons sal op ons skarrel met ons eie dinge besig raak. Dit is so belangrik dat jy kan fokus op hierdie preek vanmôre, want iewers gaan jy my iets vra, en ek gaan jou verwys na hierdie preek toe, want luister mooi, God het nie ellendelinge geroep nie, hy het sendelinge geroep. Moenie so stil raak nie so. Ek is nou 'n bietjie baie regtig met die vanmôre. Die Here het jou nie geroep as pastoor Christo 'n woord bedien dat jy hom sal ondermyn nie, maar dat jy hom sal oplig. Want weet jy hoekom? As die Gees van die Here saam met jou sak en onder jou las inklim, en jy klim onder jou broer in, dan klim die Gees van God saam met jou onder jou broer in. So wat is die belangrikheid van hierdie boodskap vir u vanmôre? Ons kan nie sonder die salwing van God se Gees funksioneer nie. Ons kan nie sonder die leiding van die Here se werke funksioneer nie. Hy is die counselor, hy is die comforter, hy is die advokaat, hy staan in my saak, hy beskerm my, hy bou my op, hy lig my op. Ek wil vir u sê, ek het al soveel keer in my lewe dit agtergekom, dat mense kom in 'n kerk, of hulle kom in situasies, en wanneer hulle sit, en die krisis begin op hulle druk, dan kry jy agter dat gelowige mense sê, ons het nie nou tyd om nog met hulle ook 'n pad te stap nie. Dis hartseer. Want 'n Gees vervulde man en vrou van God kan nie die spreekwoordelike ding doen wat die jong mense jare terug gedoen het. Wie van die kan dit onthou? Nou was 'n tyd in 'n era as jy hierdie tienerdogters iets gevra het om te doen, dan sê hulle, oeps, Hasie het my gebyt. Dan was hulle te lui om iets te wil doen. Dan word hulle aangekrom en alles. 'n geesvervulde man en 'n geesvervulde vrou van God het nie hasievoetjies nie en poetjies nie. Hulle het die bereidheid om die evangelie te verkondig aan hulle voete, en hulle het hande wat krag van God bevat, om op iemand te lê, sodat God iemand gesond kan maak, dat iemand sy huwelik herstel kan word, dat iemand weer kan hoor, iemand weer kan sien. Dis wanneer die krag van God begin funksioneer. Kerk van die Here, God praat vanmôre intens met ons almal in hierdie gebou. Dis tyd om los te maak, al die ander dinge wat ons vashou, en ons deure te begin oopmaak, sodat die Gees van die Here in sy almag weer onder ons gaan insak. En ek wil vanmôre sê, Rodepoort gemeente, moenie te hastig
raak voor die huis toe gaan nie, want as God se krag onder sy kerk gaan inbeweeg, en ek wil jy moet mooi hoor, jy moet net nie beluister vanmôre nie, jy moet mooi hoor, God gaan hierdie kerk seën, en jy gaan uitval, jy gaan uitval, en jy gaan sê, die kerk het my seer gemaak, good luck, good luck, jy sal moet wakker staan, ons sal moet wakker staan. Ek is baie ernstig vanmôre. Ek het nie hierdie preek met my tyd met gaan sê vanmôre nie. Ek wil vir u sê, as jy wonder hoekom ek so stil gestaan het vanmôre daar, want ek was baie onseker of ek hierdie woord vanmôre aan die kerk van God, maar terwyl die salwing van die Here vanmôre hier is, wil ek vir jou sê, God gaan oplig wie hy wil. Hy gaan oplig wanneer hy wil. Hy gaan doen wat hy moet doen en God se gees gaan inspireer soos niemand dit nog ooit gesien het nie. Kerk van die Here, lig jou hande vanmôre op en sê, Here, ons het nie nodig. Heilige Gees, ons het nie nodig, ons het die sterkte nodig, en die krag. Die tyd het aangebreek, die tyd het aangebreek, dat jy so bietjie jou telefoon gaan neersit. Die tyd het aangebreek dat jy bietjie jou laptop sal toemaak. Daar's nie meer, kom ek vir jou iets vertel, die Google of enige soekveld of wat jy sal loods, en die kennis van God, soos wanneer jy dit gaan kry, as die krag van God se gees oor jou gaan vaardig word nie. Jy streef in 'n posisie, jy gaan misluk. Jy gaan misluk. Jy jaag fortuine na, jy gaan misluk. God sê vanmôre vir sy kerk, laat my toe om onder julle in te klim. Julle op te rig. Want saam met dit sal al die ander goed kom. Die boodskap is vanmôre, daar's mense wat nodig het om die salwing van die Here weer te ervaar. Daar's mense wat nodig het vanmôre om te sien wat die Here vir u doen. Daar's mense wat wag om te sien hoe die Here jou gaan oplig. Gee hulle dit. Die kerk sal nie kan funksioneer nie. Ons kan 20 pastore aanstel in hierdie kerk. Hoor gou mooi. Ons kan 10,000 titels vir mense gee. En dit gaan die kerk nie volmaak maak. Maar weet jy wanneer kom die kerk in sy volheid, wanneer sy inhoud nie vleeslike mense is nie, maar geestelike mense is. Weet jy wat beperk die kerk? Vleeslikheid. Hy sê, ek sal vir julle stuur, en hy sal by julle bly, tot aan die einde van dag. Ek weet nie of jy dit ook so ervaar het nie. Toe dit aangekondig word, pastoor Dani tree af en ons kom hier net. Dan kry jy altyd die mens wat sê, ja, gaan hierdie pastoor dit maak. En dan kry jy die wat sê, gaan baie pastoor dit kan. Jy weet, om Dani was soveel jaar nie, ek is baie lief vir om Dani, baie lief vir pastoor Christore ook. Laat my jou gou iets vertel. Dis nie pastoor Dani wat hierdie kerk gebou het nie. Was nie pastoor Christore, hulle het hard saam met die Here gewerk. Maar God het hulle die genade gegee om die kerk te laat groei. Ons moet net so 'n bietjie ons fokus vir 'n oomblik wegdraai en wonder wat die mens gaan doen en begin bid dat die Here se salwing mense weer gaan oplig. Van vanmôre vroeg af bid ek al, Here, laat die salwing van die Here net weer jukke verbreek. Laat die salwing van die Here net weer oorwinning bring. Dis die salwing van die Here wat huwelike gaan herstel. Dis die salwing van die Here wat liggame gaan opbou en gesond maak. Dit is nie pastoor Gert Skoma nie. Dis nie sy vrou Juliana nie. Luister, dis nie sy kerkraad nie. Dis nie hierdie orkes wat dit kan doen nie. Die enigste een wat het vanmôre kan doen, is die krag van God in Jesus, en dis die Heilige Gees van God, wat 'n inspirasie gaan word vir mense om op te staan. Staan vas. Moenie terugkyk nie. Moenie probeer wegdraai nie. As jy hier uitstap vanmôre, vra jouself die vraag af, het jy al die Gees van God die kans gegee om onder jou in te klim? Het jy my geleentheid al gebied om jou op te lig? Dis immers die beskrywing van sy naam. Amen.
Dis immers die belangrikheid van die woord van die Here wat vanmôre uitgaan en met ons baie ernstig praat. Ek het bykans klaar jou bedien vanmôre, maar ek wag vanmôre. Ek wil vanmôre vir u iets sê. Die grootste ding wat die mense vermy of verhoed om by die krag van die Heilige Gees uit te kom, is in Romeine 8 vers 14. Want almal wat in die Gees van God gelei word, is die kinders van God. Maar hoor wat sê in vers 15. Hy sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders van God, deur wie ons roep Abba Vader. Dis die gees van die Here wat bevestig dat jy en ek is 'n kind van die Here. Maar dis ook die gees van die Here wat kom en ook vir jou sê, jy het nie die gees om 'n slaaf te wees nie. Jy het nie die gees van die Here om bevrees te wees nie. En vrees is een van die grootste dinge in die tyd waarin ons leef. Ek wil jou iets aanraai. Hou op worry oor môre en oor môre. Die skrif sê, waarom kwel jy oor die dag van môre? En dan praat hy oor die voeltjies in die veld en die lelies van die blomme en die dale. En hy sê, nee, Salomo in al sy heerlikheid was gekroon soos hulle nie. Hy sê, die mossies word versorg, hoeveel te meer sal God nie vir jou sorg nie. Ek sien al hoe meer, luister, dis jammer, in Suid-Afrika, al hoe meer hoe dat mense veragter. En praat van alle rasse, alle kultuurgroepe, hoe dit veragter. In die Kaap, wil ek vir u sê, jy moet bietjie deur Kaapstad se hoofstraat gaan ry, want op gaan Tafelberg toe, dan sien jy hoeveel mense plak op die kant van 'n sypaadjie vandag. Ek wil vir u sê, ons ry by plekke waar die mooiste is. Jy vandag na Houtpaai toe ry, en jy kom in Houtpaai in die Kaap, wat een van die pragtigste areas is, dan kom jy agter, een van die mees gesogste woonbuurte. Dis net 'n straat wat hom en die plakkerskamp beskuif, waar die arme mense ingetrek het en gebly het. Suid-Afrika is besig om geestelik armoedig te word, en ons kan nie langer stilstaan by dit nie. Ons moet deurbreek. Ons moet deurbreek. Ons moet die getuienisse word van daardie krag van God. Ek weet nie of jy sal agterkom van my eerste boodskap tot ons hier staan, is God baie ernstig om vir die kerk iets te leer. Want weet jy hoekom is dit daar? Want hier kom 'n tyd wat God ons gaan stuur. Hier kom 'n tyd wat ons gaan funksioneer op 'n vlak wat ons nog nooit gefunksioneer het nie. Want dis nie my plan nie, dis God se plan. Ons moet na 'n hoër hoogte toe klim, en die enigste metode om dit uit te kom is dat die Gees van die Here onder elke individu inklim en ons mekaar sodoende begin oplig. Galasiërs 4 vers 6. Hy sê, en omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en hy roep Abba Vader. Daarom is jy nie meer 'n dienstig nie, maar 'n kind. En as jy 'n kind is, dan ook 'n erfgenaam van God deur Christus. Jy's 'n mede-erfgenaam deur Jesus Christus. Maar jy sien Jesus se woorde was, ek stuur vir julle 'n trooster. Julle moet na hom luister. Julle moet hom navolg. Julle moet hom streef. Weet jy, ek wil vir u iets sê. As jy dit nie verstaan, as jy dit nog nooit gedoen het nie, dan is dit so 'n bietjie moeilik in die begin. Maar leer om te luister. Leer om te beweeg as hy praat. Leer om net ag te gee wanneer hy met jou praat. Jy sal agterkom. Daar's 'n magtige deurbraak en 'n magtige verandering op die pad. God wil sy Gees oor ons uitspreek. Hy wil sy salwing oor ons uitslaat spoor.